If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing. Goeiemiddag aan julle almal en baie welkom hier by ons gemeente. Ons is baie bewus daarvan dat dit vir julle 'n uiters moeilike, seer dag is, maar ons is dankbaar dat ons vir julle hier by die gemeente kan ontvang vir 'n troostdiens rondom die lewe van Johannes Stefanus de Pre, bekend as Tiny, gebore op die 10de Mei 1971 en oorlede op die 13de Mei 2026. Die familie het die volgende boodskap hier nagelaat. Na 'n lang pad van siekte waarin hy met soveel waardigheid en dapperheid volhard het, is ons geliefde pa, broer en vriend van ons weggeneem. Ons treur nie soos diegene wat geen hoop het nie, maar ons vier sy vryheid van pyn en die kosbare jare wat ons saam met hom gegeen was. Geliefdes, volgende gaan ons eers die persoonlike goedjies doen. Ek gaan vir Tinus Goosen geleentheid gee om vorentoe te kom en 'n paar bedankings te doen. Direk nadat Tinus die bedankings gedoen het, gaan ons luister na nog 'n lied wat die familie versoek het, Jealous of the Angels. Daarna sal ek 2 huldeblyke aankondig en dan sal ons voortgaan met die res van ons diens. Maar net eers Tinus Goosen asseblief. Middag almal. Geloof my, dit is nie maklik om hier te staan nie. Maar ek doen dit tot ere van Tiny en sy familie en vriende, gesin. En waar begin 'n mens? Eerstens kan ons al die lof en die eer aan ons hemelse Vader gee, dat hy Tiny bietjie meer as 4 jaar nog gespaar het, om te kon doen wat hy graag nie voorheen kon gedoen het nie, en wou gedoen het. So ja, baie dankie aan almal wat vandag hier is, en om hulle hulde te kom bring, asook diegene wat aanlyn kyk, en nie in persoon kon bywoon nie. Baie dankie aan elkeen se boodskappe, se oproepe, gebede, dit word opreg waardeer deur die familie en ons almal. Dan wil ons sê dankie aan KBK Ingenieurs, Toby Newbie Skool, Turnkey Modular, vir hulle ondersteuning en toegewing sodat Karlien, Linda en Stefan beter kon maak, om tuis te wees en te kan werk, terwyl Tiny by die huis was alleen. Wil ons ook sê dankie aan elkeen wat betrokke was vir die begrafnisreëlings. Spesiaal dankie aan Linda, en ek glo dit was nie maklik geweest vir Linda nie, wat haar tyd opgeoffer het om 'n verantwoordelikheid te neem om die begrafnisbrief en die skyfie vertoning voor te berei. Dankie aan Dominee Braam Klopper vir die diens, sowel as die kerk en die gemeente vir hul hulp, bystand en die gebruik van die kerk en die verversings. Dan dankie aan Glenwood Hospitaal en hul personeel wat vir Tiny omgesien het, of was dit Glenwood geweest? Dankie aan Dr. Kaiji, Dr. Meyer en die chemie verpleegsusters by Linmet vir hul sorg en ondersteuning. Dankie aan Eden familie, palliative care se dokters en verpleegpersoneel. En dan dankie ook aan Mosambik begrafnisondernemings vir hul hulp, professionele reëlings en diens. Dan Stefan Stom, Linda Barnu. Baie dankie vir julle liefde en ondersteuning tydens hierdie moeilike tyd en voor hierdie tyd. Laastens aan Karlien, sy vrou,
vir alles wat jy vir Tiny beteken het gedoen het, veral gedurende die laaste paar jaar van sy siekte. Soos in die begrafnisbrief staan ook, tot die dood ons skei. Dit was werklik so gewees. Dit was werklik so gewees. Dan, ons groet nie vandag vir Tiny nie. Ons sê nie vir hom totsiens nie, maar ons sê vir hom, tot ons weer mekaar sien. Dan wil ek graag hulpblyk aan Tiny bring. Tiny was 'n mens met groot liefde vir die natuur. Iemand wat dit geniet het om te jag, veral saam met sy gesin. En dit het ek beleef. 'n Man vir wie sy gesin sy hele wese was en wat vir hom baie beteken het. Hy was 'n man wat standvastig was en sterk. Eerlik, opreg, lojaal. Passievol oor die lewe, 'n intelligente mens. Soos ek gesê het, liefdevol teenoor sy gesin, ook baie lief vir sy vierbeenmaats. Laaste maar nie die minste nie, alhoewel hy lief was vir die natuur, het hy ook liefde ontdek vir die Kaap. En dit was in sy laaste tyd, weet ek, hulle het een trip die Kaap toe gevat. En ek onthou, daar was my gesê, hy wil weer graag Kaap toe gaan en dit het nie gebeur nie. So dankbaar dat hy sy laaste paar jare geleentheid gehad het om die Kaap te kon beleef. En daarmee sê ons vaarwel, tot ons hom weer sien. Dankie dan. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.
singing hallelujah, I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Volgende wil ek vir Martin Boonstra van KBK Ingenieurs, hy is direkteur daar, maar ook 'n vriend, vir Tiny vir Martin geleentheid gee. Direk nadat Martin gepraat het, gaan Marno Spies, Hulde blyk toe namens Linda de Predi, die dogter, Marno is haar vriend, hy sal die Hulde blyk doen, en direk daarna, sonder aankondiging, sal ons dan na 'n aantal foto's kyk van Tiny en die familie. En dit bring altyd gemengde gevoelens, baie hartseer, maar ook intense dankbaarheid vir die goeie tye. So ek herhaal Martin Boonstra, dan Marno Spies en dan die foto's asseblief. Sterkte. Goeiemôre almal. Goeiemôre Karlien, Linda en Stefan en familie en vriende en die kollegas daar in die middel. Ja, my naam is Martin Boonstra. Ek het so 25 jaar saam met Tiny gewerk. Ekskuus. So, ons was kollegas, maar ook vriende gewees. En toe ek die geleentheid kry om iets te kom sê voor, weet die eerste ding wat in jou gedagte opkom is vrees, want jy dink aan al die emosie wat hiermee saamgaan en gaan ek hier regtig goed sê, weet gaan ons justice verleen? Ekskuus, aan Tiny. Nou ja, ek het by myself gedink emosie is oké. Dis 'n voorreg om eintlik hier voor te kan staan en oor om te kom praat. En mens kan nie eintlik verwoord in 'n kort tydjie wat jy hier staan wat Tiny eintlik vir ons almal beteken het. Maar ja, ek is baie bly om hier te staan, al klink dit nie so nie. Ek gaan 'n bietjie emosioneel wees ek in die begin en hooplik sal ek my composure kry as ek so deurgaan. Maar ek wil julle 'n bietjie vertel van Tiny, die KBK man, net so 'n bietjie geskiedenis waar hy by ons opgeëindig het, of waar hy by ons begin het en waar hy opgeëindig het. Nou Tiny het oorspronklik daar by Geostrada in die laboratoriums begin en in so 2001 se kant, toe is my vorige baas, ou Klaasie Jooste en Dick Smit, wat sy baas daar by Geostrada was, is goeie vriende en Dick het vir Klaasie vertel van hierdie wonderlike ouetjie wat vir hom werk, wat so hardwerkend is, wat so eerlik is en wat so opreg is en wat soveel potensiaal het. En Klaasie het hom toe aangestel by KBK en hy het in 2001 by ons begin werk. En aanvanklik was ek nog daai tyd op 'n terrein in Bloemfontein en hy het toe daar begin werk in die Devon-omgewing, op sites hoofsaaklik in die materiale laboratoriums en 'n klomp paaie rondom Devon het hy opgewerk saam met Peer Drotsky. Peer is ook nog steeds 'n goeie vriend van Tiny en ons het baie vinnig agtergekom Tiny ken Excel, hy verstaan Excel, hy gaan die Excel man wees hier in ons maatskappy en ek dink Peer sal dit nou nie erken nie, maar Peer het baie sterk op Tiny geleun om al sy presentationkies te doen en al sy grafieke daar op terrein. En so het hy nou 'n klomp jare op terrein vasgehaak en ek het toe ook die voorreg gehad om so vir 'n jaar en 'n half saam met hom op terrein te wees waar ek die resident engineer was en hy die laboratorium geran het.
En ons het besluit nee, Tiny kan nie in die laboratorium bly nie. Hy moet kantoor toe kom. Hy moet kom werk op die rekenaars. Hy is te goed met rekenaars om daar in 'n laboratorium weg te steek. En Tiny het daar weggespring en ons kon sien die man verstaan rekenaars, hy verstaan tegnologie en hy het eintlik amper ons eerste IT-man geword daar in KBK. En baie vinnig die programmatuur en die sagte ware opgetel om die ontwerpe te doen en so aan. En eintlik ons staatmaker geword op modellering en ontwerp binne in die maatskappy in daai beginjare. En so het ons 'n klomp groot projekte saam getackle. Ons het regtig groot goed gedoen vir 'n klein maatskappytjie. Ons het onder andere het ons die N1 ringpad buite om Polokwane gedoen saam. Ons het die N1 buite om Messina gedoen waarvoor ons, ek wil nou nie spog nie, maar ek wil net vir julle sê die kaliber van mens wat hy is, waarvoor ons as maatskappy nasionale erkenning gekry het. En so het ons ook gewerk op projekte wat oor baie lang jare gevorm het. Ons werk aan projekte soos die N2's daar tussen Ermelo, Piet Retief, Pongola deur. Dis massiewe projekte waarop hy sy stempel afgedruk het met ontwerp. Die goed word tans gebou. Dis goed wat hy op plan gesit het. So, en dan is daar ander wat nog net op plan is, wat nog het werking sal kom, lank nadat hy die aarde verlaat het, weet soos die Moloto-paaie daar noord van Pretoria werk ons tans aan, daar's van daai projekte wat hy ook sy stempel op die planne gesit het, en die N12 buite om Kimberley, daar's allerlei projekte oor die hele land waarin hy gewerk het. So Tiny se handewerk is vir ewig. Vir ewig in projekte, en vir ewig wat jy op die paaie sien, waar jy gaan ry, daai paaie gaan lank nog daar wees nadat ons daar was. So, en hy het sy lewe as 'n modelleerder en ontwerper uitgesien by ons, en ultimately ook 'n assosiaat geword by ons. Nou wil ek julle 'n bietjie vertel van Tiny, die mens in KBK. Ek kan nou vir julle vertel die man van KBK, maar hy was die mens ook in KBK. Nou Tiny het 'n klomp eienskappe gehad. Ek dink Tinus het ook so een of twee van hulle opgehaal wat ons baie goed ken. Nou Tiny was 'n stil man. Hy was 'n man van min woorde. Maar hy het 'n presence gehad. Nou ek weet nie of dit nou maar 'n ding is dat mense wat stil is in die hoekie gaan sit nie, maar hy het altyd die kantoor in die hoek gehad. As daar 'n jaareind-funksie was, het hy altyd die tafel in die hoek gevat. So dit was hoe hy was. Hy was 'n stil man, maar 'n man op wie jy kan vertrou. Tiny was nie iemand wat praatjies gemaak het nie. Hy het op sy boude gesit, hy het gewerk, middagete sommer daar voor die rekenaar geëet. Hy was 'n ou wat eerste daar was, hy was 'n ou wat laaste geloop het. Hy was nooit bang vir 'n deadline nie. Ek bedoel, ek het hierdie eienskappe wat ek nou hier vir julle noem, het ek 'n klomp van die mense daar by werk gevra om vir my eintlik maar hulle, kan ek sê, onthou van Tiny van my deur te gee. So dit wat ek hier noem, is eintlik interessant om te sien hoe almal amper dieselfde goed vir my gesê het. En die ouens van my gesê, hulle was nooit bang as Tiny langs hulle is, as daar 'n deadline is nie. En Tiny het gesit in die aande, hy se oor naweke gewerk het om dit te maak werk. Tiny was regtig 'n staatmaker. Hy was 'n rekenaarfoendie per excellence. Hy kon Excel doen. Hy was elke dag bereid om sy kennis met ons te deel, veral rondom rekenaars en goed. Tiny was konstant. Tiny het nie emosioneel op en af gegaan nie. Hy was 'n ou wat konstant was, elke dag dieselfde. Ek het hom in 25 jaar nie kwaad gesien nie. Alhoewel hy stil was, het hy lekker grappies gaan maak. En hy het so 'n paar mense geteken na in die firma wie se siele hy lekker uitgetrek het. Neem ja, so as jy. Ja. So hy het geweet hoe om 'n grappie ook te maak en hy kon lekker lag.
Maar Tiny was nie 'n ou wat in die spotlight wou wees nie. Ek het altyd vir hom gesê, Tiny, as jy nou wil opgaan in ingenieurswese, dan doen jy al hoe minder ontwerp, jy doen minder modellering, jy moet meer skryf. Jy moet verslae skryf, jy moet e-mails skryf, jy moet briewe skryf. Dit wys vir jou, jy gaan op. Hy sê vir my, nee, hy kan nie skryf nie, stel nie belang in daai goed nie, hy wil agter die rekenaar sit en modelleer en ontwerp. So, hy het nooit belang gestel om in daai spotlight goed op te gaan en daai goedjies te doen nie. Sy langste skryfwerk was miskien 'n e-mail met een sinnetjie wat hy aan my gestuur het. Die res het hy in syfers en rekenaartaal gepraat. Dit was sy manier. Ek dink die laaste ding wat ons altyd van hom onthou is, hy's gadget man. Hy kon 'n gadget, daar by die werk het hy verskriklik baie gadgets aangebring. Hy kon baie passievol oor gadgets praat en goedjies ondersoek en nagaan en oor karre en gewere en elektroniese goed. Hy het altyd die beste kameras by die huis op, is beste sekuriteit en alarmstelsels. Jy weet, ek het nog sulke ou goedjies, dan kan hy al die goed op sy foon begin sien. En so dis wie hy was. Hy was altyd op die voorpunt van daai goed. Ek weet nie, Caroline, waar jy al sy gadget nou bære en of jy gaan verstaan hoe die goed werk nie, maar sterkte daarmee. Ek hoop julle kan 'n plek vind vir dit. Maar ja, ek dink dis ook belangrik om oor Tiny die familieman te praat, uit ons perspektief waar ons by die werk sit. Ek weet ons is nou nie elke dag om te sien hoe hy met sy familie omgaan nie, maar mens kan tog wel 'n paar goed optel. So, ek kon altyd sê, julle was 'n span. Weet, dit is vir my altyd 'n teken van 'n hegte gesin as die kinders die passies van die ouers ook uitleef. Ek bedoel, julle love die natuur, julle love die jag, julle jag, jy weet julle hou daarvan om in die bos te wees saam met jou pa. Ek bedoel, julle het elke jaar daai trippies wat julle doen. En dit is vir my absoluut 'n kenmerk van 'n gesin wat so is. En met jare eindfunksies sit julle by mekaar. Ek bedoel, Linda werk ook vir ons. En ja, ek weet nie, Caroline, ek dink van al die couples wat ek al gesien het, dink ek jy en Tiny het die beste by mekaar gepas. Julle is so, voel vir my so dieselfde. So net in saam wees. Linda, ek kon altyd sien hoe jy jou pa lief het. Jy het altyd op hom gesteun. Jy het so baie by hom geleer. Wie jy nou is, wat jy nou by ons doen, het jy alles by hom geleer. Jy gaan nie nou meer kan bel nie, jy gaan nou maar self moet doen. Ek wil net van ons kant af sê, van die firma se kant af en van ons as vriende, ons is so hartseer oor die verlies. Ons gaan hom regtig baie mis. Ekskuus. Ja, ons plek gaan baie anders te wees daar by die firma sonder hom. Maar ek wil vir julle net sê, ek hoop julle kan vertroosting vind en dat God sy genade oor julle sal skyn en dat julle sal vrede vind. Maar ek wil baie dankie sê vir die geleentheid om dit te kon sê met julle deel. Hierdie is Linda se woorde aan jou. My rots, my held, my steunpilaar. Dit voel nog so onwerklik. Dit voel asof ek enige oomblik in die sitkamer gaan instap en pappa gaan sien daar sit met pappa se minion sokkies en daardie bekende warm glimlag op pappa se gesig. Maak nie saak hoe moeilik dinge was nie of hoeveel seer pappa gehad het nie, daardie glimlag was altyd daar. Pappa was 'n man van min woorde, maar diep betekenis. Iemand wie se stilte dikwels meer gesê het as wat ander se harde stemme ooit kon. Pappa het nie liefde met groot gebare gewys nie, maar rustig, standvastig, altyd daar op pappa se eie manier. My hart is leeg en my woorde is min, want hoe sê 'n mens totsiens vir iemand wat jou al geken het nog voor jy self geweet het wie hy is? Hoe berei 'n mens jou ooit voor om die belangrikste man in jou lewe te verloor? Al die toekomstige mylpale,
troues, kleinkinders en spesiale oomblikke wat nog moes kom, gaan nou 'n groot permanente leemte hê waar pappa moes wees. Pappa was my grootste ondersteuner. Pappa was my heel eerste oproep wanneer dinge goed of sleg gegaan het. My skouer om op te huil wanneer die lewe swaar geraak het. En my veilige plek wanneer alles te veel geword het. Pappa het my gevorm en van my die mens gemaak wie ek vandag is. By dieselfde firma, tussen planne, paaie en lyne, het pappa sy kennis stadig aan my oorgedra. Alles wat ek vandag weet, dra iets van pappa daarin. Elke tekening wat ek nog sal maak, elke lyn wat ek trek, elke probleem wat ek oplos, sal daar altyd iets van pappa saam met my wees. Pappa se geduld, wysheid en rustige manier van doen, sal altyd deel wees van wie ek is. Pappa het my meer geleer as net werk of hoe om reg te teken. Pappa het my geleer wat dit is, pappa het my geleer wat dit beteken om sterk te wees, om aan te hou, om lief te hê, sonder om dit altyd hardop te sê. Die laaste paar jaar was pappa die grootste voorbeeld vir wat dit beteken om te veg vir die mense wat jy liefhet en om nooit maar nooit op te gee nie. 4 jaar lank het pappa teen kanker geveg met dieselfde stille krag waarmee pappa alles anders in pappa se lewe aangepak het. Dag vir dag, stap vir stap, tot die heel laaste toe. Nie met groot klaagliedere nie, maar met moed wat stil bly voortleef. Pappa het pappa se geloof altyd eerste gestel, selfs in die swaarste tye. Dit was 'n stille, kragtige getuienis van almal wat pappa geken het. En tussen alles daar, was daar ook die minions, daardie klein geel goed wat altyd onverwags 'n glimlag gebring het. Dis nou die klein dinge wat die grootste herinneringe geword het. Die kreur was pappa se plek van rus, die plek waar pappa kon asemhaal, waar die veld pappa verstaan het, waar die wind deur die bome gepraat het in 'n taal wat net pappa verstaan het. Daar was pappa eenvoudig, net, gelukkig. Ek hou daarvan om te dink dat pappa nou weer vry hardloop, besig om maratonne in die hemel aan te pak met dieselfde deursettingsvermoë waarmee pappa alles in die lewe aangepak het. En iewers op die paaie van goud help pappa seker nou weer ontwerp en bou, net soos 'n siviele ingenieur met pappa se hande en hart kon doen. En die mooiste gedagte van alles is dat pappa nou weer by oupa is. Dankie vir soveel jare se onvoorwaardelike liefde, onwankelbare ondersteuning en die heerlike lag wat ons altyd gedeel het. Al laat pappa 'n massiewe leemte in ons harte en lewens agter, sal pappa se wysheid ons altyd bybly. Pappa se herinnering sal van ons altyd 'n rigtingwyser wees vir die pad vorentoe. Pappa word gemis op maniere wat woorde nooit heeltemal kan vasvang nie. Maar pappa word gedra in elke hart wat pappa agtergelaat het. Ek is ongelooflik baie lief vir pappa. Pappa is nou uiteindelik pynvry en veilig by die Here. Rus sag, my geliefde pappa. Hy wat in die skadu van die allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal, uit die diepste donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke vou my toe, onder die trous vind ek my skuiling. Die vere is my skuld, my bevryding en ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag, of vir
kruip ek weg in die hoogtes by die hoogste. Alles veilig in die hand. Buite die bereik van die vyand en sy magte, omring deur engele aan elke kant. Want U laat my dra, veilig oor alles wat verskeer, vergiftig, U vergrys elke aanval wat op my gerig is. Ek sal nie bang wees nie, vir die onheil in die nag, of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie, al val 1000 aan my sy, of 10,000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. U sal my red, omdat U weet hoeveel ek U lief het, omdat ek in alles op U vertrou, sal U my veilig in die hoogtes hou, en wanneer ek weer my pad verloor, sal U elke keer my noodkreet hoor. My verwoesting sal U elke keer keer, en vir altyd my met U redding eer. Ek sal nie bang wees nie, vir die onheil in die nag, of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie, al val 1000 aan my sy, of 10,000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. Groot man met 'n warm hart, ons geliefde, almal se pel. Getrou met Karlientjie, sy kies, lang afstand atleet, om haar te vang. Ons Tiny, ons groot legende, vir altyd hier. Ons Tiny, warm hart, betrouwbaar en eer. Droog maar, groter gees, baie lief vir sy oogappelkinders. Liewe familie, stink gogga en almal, Bobby sy hond, ook sy groot pel. Ons Tiny, ons groot legende, vir altyd hier. Ons Tiny, warm hart, betrouwbaar en eer. Hou van jagtrips, bo in die noorde. 3006, karavaan gehak. Kamp en visvang by die vuur. By die werk ons eyster, altyd 'n voorbeeld. Geduldig, behulpsaam, 'n voorbeeld vir almal. Onder die werk, ons legende.
Terwyl jy net so bly sit, gaan ons saam bid. Here ons God, dankie vir alles wat hier gesê is en vertel is oor Tiny, oor die gesin. Dankie vir die foto's waarna ons kan kyk wat sulke wonderlike stories vertel. Vandag wil ons hoofsaaklik vir U die eer gee, die dank vir Tiny, vir die lewe self wat U hom gegee het, sy gawes, sy talente, die feit dat U hom gebruik het om in hierdie wêreld, maar veral in die lewens van mense 'n wesenlike verskil te maak. Daarvoor dank ons U. Dan dank ons U vir die genade tydens sy ernstige siekte en intense lyding. Want ook daarin het U voorsien. Here, en dan derdens wil ons vir die naaste familie, maar ook die vriende, ook die kollegas, almal aan U opdra vir die seer. Vir die seer van verlies. Vir die worsteling met daai leeplek. Vir die stryd met magteloosheid, want in die aangesig van die dood voel ons so magteloos. Nou wil ons vra dat U deur U woord en deur U Gees vir ons 'n troostwoord sal gee om aan vas te hou. Iets om vir ons 'n bietjie anders te laat dink oor die lewe, maar veral om ons anders te laat dink oor die dood. Ons vra dit in die naam van die een wat voor ons die pad van lyding geloop het, Jesus Christus. In die naam van die een wat voor ons die pad geloop het van die dood en die graf, Jesus Christus. In die naam van die een wat voor ons die pad geloop het van die opwekking uit die dood en die oorwinning oor die dood, ook ter wille van ons, Jesus Christus. Amen. Leer my U wil, Heer, U doel met my, U bode waker, met my die klei, vorm my en maak my, volgens U wil, op U vertrou ek, nederig stil. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal op jou getrou bewaar. Leer my U wil, Heer, U plan met my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in U werk. As ek dan swak is, maak U my sterk. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. U gee U gawes, net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vol met U Gees my, breekbare kruik, dat U my oral nuttig gebruik. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof.
Geliefdes, ek gaan 3 goedjies lees, 2 tekste uit die Bybel en dan 'n gebed wat geweldig baie beteken het vir die familie en vir Tiny in hierdie tyd. Ek gaan dit baie kort hou, die skriflesings. Ek weet, dis ook moeilik om te konsentreer op so 'n intense, moeilike dag. Die eerste skriflesing is uit Psalm 139, vers 7 tot 12, en dit gaan daaroor dat daar geen plek in die heelal is wat vir God buite perke is nie. God is oral. En ek lees dit omdat dit so belangrik was in Tiny se siekte, ook in die kanker, ook in die dood was God by hom. Maar ek lees dit omdat God ook by julle is in alle omstandighede. Psalm 139 vers 7, waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Paulus sê basies dieselfde, maar hy sê dit baie kort en kernagtig in Romeine 8. In Romeine 8 skryf Paulus, en nou noem hy lyste, uiterstes, in Psalm 139 het ons gehoor, hemel, doderyk, ooste, weste, met ander woorde alles ook tussenin. Paulus maak gebruik van hierdie uiterstes. Romeine 8 vers 38 en 39, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Dan het Caroline hulle 'n boek wat vir hulle as familie baie beteken het, geskryf deur Trevor Hudson, baie bekende teoloog. En voorin is hierdie gebed om kalmte. God, skenk my die gemoedskalmte om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Die moed om die dinge te verander wat ek kan. En die wysheid om te weet wat die verskil is. Om een dag op 'n slag te leef, een oomblik op 'n slag te geniet. Swaar kry te aanvaar as die weg na vrede. Die sondige wêreld, soos hy gedoen het, te aanvaar soos dit is en nie soos ek dit sou wou hê nie. In die vertroue dat hy alles ten goeie sal laat meewerk, as ek in oorgawe aan sy wil leef, sodat ek redelik gelukkig sal wees in hierdie lewe en vir ewig die hoogste geluk by hom sal ervaar. Sodat ek redelik gelukkig sal wees in hierdie lewe en vir ewig die hoogste geluk by hom sal ervaar. Geliefdes, my boodskap in 3 kort hoofpunte. Die eerste, enkele opmerkings oor Tiny se lewe. Tweedens, opmerkings oor sy siekte en sy dood. En derdens, 'n ander perspektief op die dood. Nou wat die eerste punt aanbetref oor Tiny se lewe, moet ek nou baie dankie sê vir Tinus en die ander twee, maar hulle wat die Hildeblyk gedoen het. Baie dankie, julle het nou eintlik my hele eerste punt gecover. Ek gaan nie alles herhaal wat hulle oor sy lewe gesê het nie, maar ek hou daarvan dat dit so gedoen word. Ek hou nie daarvan dat die predikant te veel oor die persoon se lewe praat nie, alhoewel ek vir Tiny geken het vir meer as 32 jaar en die voorreg gehad het om in Caroline te trou. Dit wat oor Tiny se lewe gesê kan word, het julle nou in 'n neutedop gehoor in die Hildeblyke en in die bedankings en so meer.
Hy was 'n merkwaardige mens en ons kan dit nou sê want ons sê dit nie net na sy dood nie. Ons kon dit sê terwyl hy gelewe het. Ons moet nooit iemand se beeld opblaas na hulle dood met onwaarhede nie. Maar as ons hierdie mooi dinge kon sê terwyl hy gelewe het, moet ons dit vandag ook sê. Tiny was, ek herhaal, 'n merkwaardige mens. Hy het 'n wesenlike verskil gemaak in sy beroep wat hy met passie volvoer het. Hy het 'n paar monumente opgerig soos ons hoor in sy werk wat nog lank sal bly staan, maar meer nog, hy het 'n wesenlike verskil gemaak in die lewens van mense die naby aan hom en die ook nie so naby aan hom nie, omdat hy pragtige woorde, 'n presence gehad het. Julle ken al die ander mooi dinge wat gesê is oor Eysterman, familieman, Himorsel, sin intense introvert en so meer. Al wat ek gaan byvoeg oor by die lysie van sy lewe, en is betekenisvol. Die dood kan net, en in hierdie geval 'n Tiny, sy fisiese bestaan beëindig. Dit kan nie die betekenis van sy lewe uitvee nie. Die dood kan net 'n liggaam wegvat. Dit kan nie die betekenis van wat 'n persoon in hierdie lewe gehad het, of in my hart en in my lewe gehad het. Die dood kan nie dit wegvat nie. Dit is vir altyd deel van wie jy is. Die tweede kernpunt. Tiny se siekte en dood was 'n absolute tragedie, veral op so 'n jong ouderdom. Hy het maar die 10de Mei pas 55 geword. Jong mense dink nog as mens 60 of 65 of 70 word jy oud. As jy self eers 60 geword het, weet jy dat deesdae is dit nie meer oud nie. 90 is, dan begin jy oud word. 95 is redelik oud. 55 in die vleur van sy lewe. Ek herhaal, 'n absolute tragedie en 'n geweldige skok, en ek gaan nie vandag teologiese of ander verduidelikings probeer gee van hoekom kry mense kanker nie. Hoekom sterf mense onder verskeie omstandighede? Hoekom sterf iemand met soveel potensiaal, met soveel wat hy het om te gee en te ontvang op so 'n jong ouderdom nie? Niks van wat ek sou kon probeer sê sal in elk geval vir julle sin maak of julle regtig troos nie. Ons moet eerder eerlik wees oor hoe intens en moeilik siekte en lyding is, as om dit te probeer versag en te probeer rasionaliseer. So wat ek wel oor Tiny se siekte en dood sal sê is die volgende. Hy word alom beskryf en vandag in elkeen van die huldeblyke en bedankings en alles wat die familie vir my sê en so meer, as 'n intense introvert, as 'n uiters private persoon, as iemand van min woorde. En toe hy kanker kry, toe begin hy preek. En hy rits die een preek na die ander af, hierdie stil introvert. Maar sonder om 'n woord te gebruik, of met baie, baie min woorde. Die manier waarop hy sy lyding gedra het, die manier waarop hy as gelowige sy lyding en sy siekte gedra het, was 'n preek kragtiger as enige preek wat in woorde gelewer kon word. Sy lyding en sy siekte gedra met waardigheid, met dapperheid, sonder murmurering. Op 'n stadium vir iemand, een van die mediese personeel gesê, I will fight as long as it is God willing. Ek sal beklei, maar net vir so lank as wat God my die geleentheid gee om nog hier te wees. Tiny se preke, die preek van sy lewe, het 'n getuienis geword van God se genade aan sy familie, aan mediese personeel
en aan elkeen wat op een of ander manier met hom te doen gehad het. Van die mediese personeel het hom beskryf as the miracle man. Maar onthou net waar die klem lê. Die klem het nie gelê op man nie, maar op miracle. Miracle man, iemand wat iets van God se wonderwerk beleef het en uitgestraal het in die manier waarop hy hierdie siekte gedra het. Alle eer aan God vir Tiny se lewe en Tiny se preke tydens sy siekte en dood. 'n Derde punt. Ons het almal ons eie idees van die dood en ons het baie algemene maniere om te praat oor die dood. Gewoonlik in negatiewe terme en as die einde en as alles verby is, as ons nie vir die kinders die woord dood wil gebruik nie, dan sê ons as die ergste sou gebeur. Hoe moet ons na Tiny se dood kyk sonder om dit te probeer versag, maar sonder om magteloos en moedeloos te wees? Ek wil begin om so te verduidelik. Daar is in hierdie wêreld meer as een dimensie. So ek wil jou nooi om vandag saam met my so 'n bietjie nie te dink, anders te dink oor die dood. As ek wil praat oor meer as een dimensie, wil ek begin by die dimensie wat ons ken, dit wat ons kan sien, hoor, ruik, voel, proe. Ons het 5 sintuie. Ons kan sien, hoor, ruik, voel, proe. Nou ek hoef julle niks verder te vertel van ons dimensie, van alles wat ons kan sien, hoor, ruik, proe en voel nie. Julle ken dit. Maar hoe naïef is ons, as ons vir 'n oomblik sou dink, dat dit die enigste dimensie is? Hoe stupid moet jy wees, om te redeneer dat net dit, wat ek met my sintuie kan waarneem, bestaan? En dis wat baie mense doen. Baie mense glo glad nie in dit wat hulle nie kan sien nie, en dit wat hulle nie kan bewys nie, en dit wat hulle nie met hulle 5 sintuie kan ervaar nie. Dis absurd. Kom ek gee een praktiese voorbeeld. Van 'n dimensie reg langs ons sin, wat ons nie met ons sintuie kan waarneem nie. Hierdie hele vertrek, hierdie hele ruimte, is gevul met iets. Ons is verskriklik baie daarvan. Dit beweeg die hele tyd hier rond, teen 'n verskriklike spoed. Verskriklik baie aktiwiteit. Maar dit waarvan ek praat, kan ons nie met ons 5 sintuie waarneem nie. Ons kan dit nie sien nie, ons kan dit nie hoor nie, ons kan dit nie voel nie, ons kan dit nie proe nie, ons kan dit nie ruik nie. Maar ek kan bewys dat dit hier is. As ek nou so 'n klein ou radiootjie hier aansit, of hier op my selfoon inskakel op radio sonder mense, en ek druk play, dan gaan jy hoor met die radiogolwe is hier, en hier's 'n apparaat wat dit opvang. As ons 'n televisiestel hier aansit, kan ons van die een kanaal na die ander gaan. Die syne is hier, Google. Ek herhaal, kan niks daarvan met my sintuie waarneem nie. Maar ek kan bewys dis hier. Daar's 'n dimensie reg langs ons sin. En ons kan dit bewys, maar ons kan dit nie waarneem nie. Wat is die verband met die dood? Om te sterf beteken om oor te gaan van een dimensie na 'n ander dimensie. Jy kan nie ophou bestaan as jy sterf nie. Eintlik is dit by 'n gebrek aan die regte terminologie dat ons sê Tiny is dood.
Want hy is nie dood nie. Hy lewe. Wie sê so? Jesus sê so. Jesus sê ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, ook al sterwe hy. Maar nou is dit baie significant dat dit Jesus is wat dit sê. As dit nou ek was of iemand anders, dan was dit nou nie so belangrik nie. Wat dit so belangrik maak dat dit Jesus is wat sê ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe ook al sterwe hy, is die volgende. Jesus het fisies gesterf. As jy dit nie wil glo op grond van die Bybel nie, hier's 'n belangrike onderskeid. Gaan lees dit in die Romeinse geskiedenisgeskrifte en in die Joodse geskiedenisgeskrifte. Dis nie net die Bybel wat sê Jesus het 2000 jaar gelede hier gelewe. Hy's gekruisig in Jerusalem en hy's dood aan die kruis en hy's begrawe nie. Dit staan in die geskiedenisboeke. Wat jy nie in die geskiedenisboeke sal kry nie, alhoewel daar verwysings na is, maar nie bewyse nie, is dat Jesus opgewek is uit die dood. Dat hy nie dood gebly het nie. Hy's dood op 'n Vrydagmiddag, ons het selfs die tyd, ongeveer 3 uur. Hy's haastig begrawe voor die son gesak het, omdat dit die begin van Sabbat was. Sondagoggend was sy graf leeg. Ja, en hy het nie verdwyn nie. Hoe sou die storie gewees het ons sê, ja, Jesus was gekruisig, hy's dood, hy's begrawe, en toe, en toe kom ons daaraan, toe is die graf leeg, en toe, ons weet nie, die graf was leeg, hy het verdwyn. Maar dis nie wat gebeur het nie, hy het nie verdwyn nie, hy het verskyn. Vir 40 dae lank. Paulus sê 1 Korintiërs 15 aan meer as 500 mense. Hy sê het oor 'n periode, Handelinge 1, hy het oor 'n periode van 40 dae by verskeie geleenthede aan mense verskyn en aan hulle met onbetwisbare bewyse getoon dat hy lewe. Hulle kans gegee om aan hom te vat, met hom te praat, saam met hom te eet, en hulle lewens, en dis belangrik, het radikaal verander. Die mense wat Jesus, Engelse woord, encounter het na sy dood, het alle vrees vir die dood verloor. Hulle was bereid om te sterf vir die belydenis dat Jesus leef. Die dood is nie die einde nie, dit is 'n oorgang. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Nou Paulus sê dit nie net as 'n feit nie, hy motiveer. Dieselfde hoofstuk, Romeine 8, vers 32 tot 34. Hy, dit is God, het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Dit is nie net die diepste troos ten opsigte van die dood nie. Dit is die enigste troos ten opsigte van die dood. Ons sing dit in een van ons pragtige liedjies, Jesus leef en ons met hom. Ons sing in die Pinkstertyd, Jesus is opgewek, die dood kon hom nie hou nie. Daar's 'n lewe aan die ander kant die grens van die dood, in 'n dimensie wat ons nie met ons sintuie kan waarneem nie. En Jesus Christus is die lewende bewys daarvan. Ek sluit af
Nie met nog hoofpunte nie, met 'n paar praktiese wenke. 'n Paar praktiese wenke vir ons almal, maar veral vir die naaste familie, vir die pad vorentoe. My eerste praktiese wenk is 'n waarskuwing. Is baie normaal om na iemand se dood te begin fokus op wat ek nie vir hom gedoen het nie. Ook in die Huldeblyke alreeds, en dit was pragtig, Linda en Marno gesê het van die geleenthede wat kom, wat ons nie saam met hom sal kan meemaak nie, huwelike, kleinkinders, etc. etc. Ek wil waarsku, jy moet versigtig wees, is normaal, om te begin fokus, maar ek sou nog graag dit vir hom wou gedoen het. Ek sou graag nog dit wou gesê het. Ek sou graag nog 'n keer vir hom wou verseker het, ek het vir hom lief, en ek sou graag dit of dat saam met hom beleef. Ek herhaal, dis normaal, maar julle moet julle perspektief verander. Ons almal moet. Fokus op, wat het ek vir hom gedoen? Wat het ek vir hom gesê? Gaan herinner jouself daaraan, dat jy hom lief gehad het, dat jy vir hom goed was, dat jy hom bemoedig het, dat jy hom bygestaan het. Herinner jouself aan wat jy wel gedoen het, en wat jy wel beleef het. Ekskuus, baie keer as ek so 'n bietjie hard en reguit, baie keer sê mense vir my, ag, as ek tog nog net een keer vir my pa kon gesê het, ek is lief vir hom, dan sê ek om te wat? Het hy geweet jy is lief vir hom? Ja, ek sê, nou, hy het dit geweet. Tiny was 'n geliefde man, hy was 'n geliefde pa, hy was 'n geliefde vriend, hy was 'n geliefde broer. Weer sy introversie. Onthou, introverte is baie interessante mense. Ek is nie een nie, maar ek love dit om hulle te bestudeer. Introverte, onder al die stilte, het diep belewenisse. Hulle is verskriklike fyn waarnemers. Jy dink hulle sit in die hoek, maar daar van die hoek af check hulle alles uit en hulle neem in. Tweede riglyn, gedagtenisviering. Doen goed wat jy aan Tiny herinner. En dit kan enigiets wees. Praat oor hom. Sê vir mekaar, ja, ek onthou hoe hy daarvan gehou het. Ja, ek onthou daai geleentheid en hoe hy dit gelove het. Maak partykeer sy gunsteling maaltyd. Eet dit en sê vanaand gaan ons eers chunk en dan gaan ons smile. En ons gaan onthou hoe lief was hy vir wat dit ook al mag gewees het. Derde riglyn. Wees eerlik oor jou verlies. Ek gaan julle baie mooi vra om 2 woorde wat julle baie keer hoor, onmiddellik by die agterdeur uit te gooi. Wees sterk. Moenie. Wees eerlik. Sterk is 'n front, is 'n speelietjie. Dis vals. Wat bedoel mense as hulle vir ons sê jy moet sterk wees? Hulle bedoel, asseblief, maak net asof niks gebeur het nie. Want dan is dit vir my baie makliker om jou te hanteer. Maar as jy so hartseer is, dan weet ek nie wat om met jou te doen. Jy maak my ongemaklik. Wees sterk asseblief. Moenie sterk wees nie, wees eerlik. My heel laaste, praktiese riglyn. Rou is 'n proses. Dis nie 'n tegniek wat jy kan bemeester nie. Daar's 'n reeks boeke, A Dummy's Guide. A Dummy's Guide to Using Excel. A Dummy's Guide to Using the PC.
A Dummy's Guide to this and that and that and that. Die Dummy's Guide reeks is gebaseer op hier's 3 maklike punte of 3 of 10 punte om iets reg te kry, om dit te bemeester. Daar is nie 'n Dummy's Guide van 3 easy steps to stop crying nie. Daar is nie 'n Dummy's Guide van 10 easy steps to grieve nie. Rou is nie 'n tegniek wat ons kan bemeester nie. Dis 'n proses wat ons moet deurleef. Dit vat maande. En tot in 'n sekere sin jare. Maar ons kan ook daardie proses deurgaan, want God sal vir julle dra en voorsien soos hy vir Tiny gedra en voorsien het. In Jesus Christus ons verlosser. Amen. Dis 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, help ons asseblief om te midde van ons hartseer anders te praat oor die dood en anders te dink oor die dood. Om in alles vas te hou aan u oorwinning oor die dood. En te leef met die wete, niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Amen. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die versterkende en vertroostende teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, bly by elkeen van u. Amen.